Ons gaan 2 gedeeltes saam lees uit die woord van die Here. Ou Testament Josua 24, daarvan vers 14 af, en dan in die Nuwe Testament 2 Timoteus 3 van vers 14 af. Josua 24 vers 14 en 2 Timoteus 3 vanaf vers 14. Net na die Pentateug, Josua, die 6de boek in die Bybel, hoofstuk 24, so aan die einde van Josua se lewe, wat hy praat met die volk, baie belangrike woorde, ons gaan net sekere gedeelte daaruit lees. Josua sê vir die volk in vers 14, vrees dan nou die Here en dien hom in opregtheid en waarheid, en verwyder die gode wat julle vaders gedien het oor kan die Eufraat en in Egipte, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle vaders daar oor kan die Eufraat gedien het, of die gode van die Amorite, in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Toe antwoord die volk en sê, dit is ver van ons, dat ons die Here sou verlaat om ander gode te dien. Want die Here onse God, dit is hy wat ons en ons vaders uit Egipte land, uit die slawehuis laat optrek het, en wat voor ons oë hierdie groot tekens gedoen het, en ons bewaar het op die hele pad wat ons gegaan, en onder al die volke waar ons dwars deur getrek het. En die Here het al die volke en die Amoriet, die inwoner van die land, voor ons uit verdrywe. Ook ons sal die Here dien, want hy is onse God. Maar Josua het vir die volk gesê, julle kan die Here nie dien nie, want hy is 'n heilige God. Hy is 'n jaloerse God. Hy sal julle oortreding en julle sondes nie vergewe nie. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en julle vernietig nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Josua, nee, maar ons sal die Here dien. Daarop sê Josua aan die volk, julle is getuies teen julle self, dat julle vir julle self die Here gekies het om hom te dien. En hulle sê, ons is getuies. Verwyder dan nou die vreemde gode wat onder julle is, en neig julle hart tot die Here, die God van Israel. Daarop sê die volk aan Josua, ons sal die Here onse God dien en na sy stem luister. En op die dag het Josua met die volk 'n verbond gesluit en vir hulle 'n insetting en 'n reg vasgestel in Sechem. 2 Timoteus 3. Paulus skrywe aan jong leraar Timoteus en hy sê vir hom, maar bly jy in wat jy geleer het, is vers 14 van hoofstuk 3. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Net tot hier toe 'n skriflesing. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons nader U in die naam van Jesus Christus, ons middelaar. Dankie vir die voorreg dat ons hier by mekaar kan wees, dat ons die woord kan open. Ons wil U vertrou vir die oordeenking van ons woord, van U woord in ons harte, dat U dan ook elke hart sal oopvind, soos wat U dan ook wil. Wil ons dan onsself oopmaak vir U werking deur die Heilige Gees in ons harte, en ons wil graag leer van U. Daar is niemand soos U nie, Here Jesus. As ons so praat met U, so gemaklik,
omdat dit 'n baie ernstige heilige saak is om met u te kan praat, maar gemaklik in die naam van Jesus Christus, dan wil ons u, Here Jesus, loof en prys. Daar's niemand soos u nie. U het die prys vir ons betaal aan die kruis, die voorhangsel het gesluit en het ons toegang tot u in die naam van Jesus Christus, die almagtige drie-enige God, o Gees van God. Ons wil vra dat u dan ook sal oortuig in elke hart. Ons weet u doen dit, maar ons bid ook daarvoor. Ons bid teen die koninkryk van die bose en ons bid vir die uitbreiding van u koninkryk. Ons bid vir dan ook elkeen wat nie wel is nie, veral in hierdie tyd van Kersfees wat nader kom, waar ons dink aan Jesus Christus se geboorte, God wat mens geword het, soveel te meer wil ons bid, Here, sal u ontmoet daar waar mense hande nie kan bykom nie. Dankie vir die mediese wetenskap, dankie vir die hulp wat daar is, dankie dat ons vir mekaar daar kan wees, maar u weet ook diep in ons hart, liggaam, siel en gees, is u die ene wat volkome weet hoe ons as mens in mekaar steek. Ons bid dan dat u sal help, ons bid vir ons dierbares, ons bid vir ons gemeentelede, ons bid vir ons kerk, ons bid oral waar die woord en waarheid verkondig word. Dink aan Suid-Afrika, Here, dink aan die wêreld, so onrustig die tye, die tekens is daar, u koms is vandag alweer 'n dag nader. Ons sê dankie, Here, dat ons die verwagting kan hê en behoort te hê, u gaan kom. Ons wil gereed wees as u kom, as u vir ons kom haal. Ons wil dan ook besig wees as u vir ons kom haal met die dinge van die Here. En daarom dan, Here, wil u dan die woord ook in ons harte open en dan ook die oordeenking daarvan. Help vir ons, daar's niemand soos u nie. Amen. Ons teks is 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk volkome toegerus. So 'n bietjie praat oor waardesisteem van die Christendom, die Christelike waardesisteem. Nou as 'n mens kyk soos A.H. Maslow ons behoeftes uiteengesit het, so 'n hiërargie van behoeftes, dan sê Maslow, en dit is nogal baie akkuraat, die mens se heel basiese behoeftes is fisiologiese behoeftes, kos, water, dat ons net kan oorleef. Nou as die fisiologiese behoeftes in plek is, dan wil 'n mens ook in die tweede stap veilig voel. Dit is nie lekker om onveilig te wees nie, in alle opsigte is nie net soos wat misdaad in die land in die gang is nie. Mens wil ook gemaklik wees binne gesinsverband in jou eie lewe. Jy wil nie bedreig voel nie. Dan het mense ook behoeftes om sosiaal te wees. Selfs die persoon wat 'n introvert is en daar een kant nie met mense graag te doen wil hê nie, het tog 'n begeerte om met iemand te kan kommunikeer. Ek weet nou van iemand, as ons daar gaan kuier het, dat hierdie persoon my altyd daar een kant, hy het nie baie lus gewees vir die groep se geselskap nie, en dan hy wil gesels, en dan gesels ons baie lekker, maar sosiale behoeftes, en dan waardebehoeftes. Mens moet 'n bietjie waarde in die lewe hê, en bietjie vorentoe gaan in die lewe. Nou wat die waarde betref, is dit so dat mense ook waardesisteme het, waarvolgens hulle leef. Nou waardes en norme van mense verskil. Dit verskil van groep tot groep, en dit verskil van mens tot mens, soos wat mense dink en redeneer oor wat is reg, hoe moet ek optree, so verskil dit. Van gemeenskap tot gemeenskap verskil dit. Selfs bevolkingsgroepe het sekere verskille, en as ons hier met mekaar gesels, ons agterkom, daar's klein verskille tussen elke individu, maar as ons praat oor die Christelike waardesisteem, dan is dit dat daar iets gemeenskaplik is vir ons in die Christelike waardesisteem, waar volgens die Here Jesus dan vir ons dan ook baie belangrik is. Die volgelinge van die Here Jesus Christus het ook met ander woorde 'n waardesisteem, en alles word dan gemeet aan dit
volgens die Christelike waardesisteem. In Handelinge 11 vers 26 staan, die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem, omdat Christus gevolg word. Nou, volgelinge van Christus het ook 'n Christelike waardesisteem. Maar waarvandaan kry hierdie Christen gemeenskap sy waardesisteem? Waar kom dit vandaan? Kom uit die Bybel uit. Nou, wat die Bybel betref, baie jare lank het dit baie goed gegaan. 2000 jaar ongeveer het dit gebeur dat gelowiges die Bybel dan beskou het as die basis vir hulle waardesisteem, basis waarvolgens hulle moet lewe, en hulle het hulle gewend tot die Bybel dan ook om te weet, hoe moet ek maak, wat is reg? Ek kan nie glo, dit gaan omtrent 2000 jaar so dat mense die Bybel erken, en hier in die vorige eeu, so in die helfte van die vorige eeu, die 20ste eeu, begin dit dat mense baie slim begin redeneer, en word teoloë baie meer gefokus hulle op fisiologie, en hulle begin redeneer oor die woord van God, en die woord van God kom onderskoot, deurdat die mens met die woord autoritair aangaan, asof hulle nou beter weet. Baie mense wil dele van die Bybel nie meer as woord van God aanvaar en erken nie. Ek weet, op 'n stadium jare gelede in 'n gemeente, 'n jong leraar, verduidelik hy die bad van Bethesda, hoe werk dit nou allerhande natuurlike maniere. Die wonderwerk van God word nie erken nie, veral die wonderwerke van God word nie erken nie. Onthou net, God is bo in die natuur. God het alles geskape, en as hy wil inspraak in die natuur hê, en of as hy ons gebede verhoor, sodat hy bo-natuurlik ingryp, dan gebeur dit. Maar mense wil nie meer die gesag van die woord aanvaar soos wat dit is nie. Opinies wat met die Bybel bots in sekere omstandighede, wat dan dikwels baie meer korrek gesien as die Bybel se opinie. Asof deur die duiwel aangehits, is dit so mooi, so gevoelvol, so dat ons net lekker kan voel daaroor, en dit moet tog net, dit laat my goed voel, daarom moet dit dan reg wees. So die basiese vraag, as ons dan praat oor die Christelike waardesisteem, gaan eintlik maar daaroor, hoe sien mense die Bybel? Dit kom uit die Bybel uit, die Christelike waardesisteem. Is dit vir elke individu waarlik die geïnspireerde woord van God? Of is dit maar net 'n boek wat oor God praat, of 'n stukkie geskiedenis van 'n groep mense van so 'n bietjie meer as 2000 jaar gelede, wat sekere religieuse ervarings gehad het, hulle het dalk bietjie naby gevoel, volgens hulle idee, naby God? Nou die antwoord wat elke persoon op hierdie vraag gee, hoe sien jy die Bybel, is dit vir jou die geïnspireerde woord van God, gaan dan bepaal of so 'n persoon die opdragte wat in die Bybel voorkom, gaan aanvaar en toepas in sy lewe of nie. Die doel van die boodskap vanoggend is dan, dat ons die Bybel sal erken as die norm vir ons lewe. Ons lewe in die Nuwe Testamentiese tyd van die Bybel, en dan wat die Ou Testament betref, het dit mos nou so gebeur, dat die woord van die Here vir ons sê, dinge is opgeteken, spesiaal vir ons in die tyd wat ons lewe, 1 Korintiërs 10 vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom daar in die Ou Testamentiese tyd, met die volk van die Here, as voorbeelde, sê 1 Korintiërs 10 vers 11, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Baie belangrik dan ook, sê vers 12 vir ons voorts, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Dit skrywe Paulus in die gemeente in Korinte. So die doel van die boodskap as ons praat oor die Christelike waardesisteem, is dat ons terugkom na die woord toe, as daar iemand is wat dalk ook net sekere dele in die Bybel aanvaar en sekere dele nie. Nou die Christelike waardesisteem, het ons gesê, kom uit die woord van God, so dis uit die woord van God uit, dis God self wat vir ons dit gee. Daar staan in 1 Petrus 1 vers 21, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. So as ons lees in die Bybel, dan sien hierdie skrywer se styl, verskil 'n bietjie van daardie skrywer se styl,
dan is mens nogal opgewonde dat God so met mense gewerk het, dat jy die verskillende styl in die woord van die Here kan raak sien. Maar, deur die Heilige Gees gedrywe, mense wat met God op pad geloop het, waar die Heilige Gees dan ook gewerk het, ook in die Ou Testament, wanneer die Here op sekere tye verskyn het aan iemand, profeties, dat die persoon dan die woord geskryf het. So die Christelike waardesisteem is uit die woord van God, 2 Timoteus 3 vers 16, ons teks het ons gesê, die hele skrif is deur God ingegee. Aanvaar dit. Dis hoe dit is. Van Genesis tot Openbaring, kanon, afgeslote, geskrewe, woord van God, dis waaroor dit gaan. Nou komende dan van ons Skepper, behoort elke mens die skrif as die alfa en die omega van sy eie waardesisteem aan te neem, van begin tot einde. Nou daar's dinge geskrywe, toepaslik vir mense in daardie tyd. Wat is die boodskap vir my in hierdie tyd? Daarom het ons die Ou Testament, die Nuwe Testament, en die tyd wat ons lewe, God praat met ons. Handelinge 2, die Heilige Gees uitgestort, so hoef ons nie ver te soek na God nie. God kom maak woning by die mens. Jesus Christus wat gesê het, hy stuur die ander trooster. Wat 'n voorreg, dat ons in hierdie tye kan belewe, waar die Heilige Gees so uitgestort is, dat elke een dit besonders kan belewe, nie soos in die Ou Testament, net by sekere geleenthede sporadies nie. In die Ou Testament het hulle ook 'n pad met die Here geloop, maar dis net anderste Nuwe Testamenties van die Heilige Gees uitgestort is, dat 'n mens die Here kan belewe wat woning maak hier by jou, en elkeen die wonderlike voorreg kan hê. Natuurlik, as so een die wedergeboorte gesmaak het, daaroor bietjie meer net nou. So vanuit die woord van God, God self wat praat, daaraan meet ons leefwyse, waarvolgens ons leef. Nou die tweede wat baie belangrik is, God het vir die mens 'n goeie doel met die skrif. 'n Goeie doel met die skrif. Ook ons teks 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig. Dink mooi, is dit vir u nuttig, is dit vir my nuttig, of is dit vir die ander nuttig? Vir alle mense, ja ook vir my, nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. En dan sê vers 17, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. God gee alles wat ons nodig het in die woord, volkome. Nou wanneer ons te doen het met dinge in ons daaglikse lewe, dan meet ons dit aan die woord van die Here. God gee ons die toerusting, dat ons sal weet wat is dan reg en wat is verkeerd. Nou deurdat God dan die goeie vir ons lewens ten doel het, is dit 'n aanmoediging vir elke ene dan ook, om ons waardesisteem van die woord afhanklik te maak. Ek het gesê, ons moet die waardesisteem aanneem net nou, want dit is vanuit die woord van God, maar eintlik 'n stapie verder. Ons moet ons lewe afhanklik maak van die woord van die Here. As die woord so sê, dan is dit reg. As die woord sê dis verkeerd, dan bly ons weg. Romeine 15 vers 4, want alles wat tevore geskrywe is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. Dis ons enigste hoop. Ons enigste hoop in lewe en dood om aan Jesus Christus behoort. In die woord van die Here, van Genesis, veral Genesis 3 vers 15, waar vertel is in Jesus wat die prys gaan betaal, tot by Openbaring, alles gaan oor Jesus Christus. Ons enigste hoop is om aan hom te behoort. En ons leer van ons middelaar Jesus in die woord van die Here. Romeine 15 vers 4, baie belangrik, tevore geskrywe, daardie tyd, vir ons dan ook, sodat ons kan leer, lydsaamheid. Die derde, die woord van God beoordeel ons lewens. Hebreërs 4 vers 12, want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dit dring deur tot die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. As 'n mens kan partykeer nie help vir 'n gedagte wat opkom in jou gedagtes nie, maar jy moet dit gevange neem. En dan ons het 'n verantwoordelikheid vir onsself oor wat ons dink. So wat ons waardesisteem
betref, dit gebeur mos maar by die denke waar dit begin. Vroeger jare het hulle gesê, alles begin by die tekenbord in die konstruksiewêreld of enige tegnologiese dinge, daar begin jy ding. Maar so voordat die sonde dan ook gedoen word, is dit 'n gedagte en dan begin mense dink, gedagtes moet gevange geneem word. Maar die woord van God beoordeel ons lewens dan ook in hierdie opsig. Nou wanneer ons met die woord besig is van die Here, dan is die woord met ons besig. En so leer ons uit die woord van die Here. Die woord meet ons. Dit is nie net sommer iets wat ek gebruik as 'n maatstaf nie, maar wanneer ek met die woord besig is, dan praat die Here. En so gebeur dit dat mense baie keer eerder, die Bybel moet eerder aan die ander kant lê. Kan maar 'n bietjie stoffies kry, ons sal weer afstof ander dag. Die woord met ryklik in ons harte lewe. En so leer ons die woord al meer ken. So met die woord wat ons beoordeel, kan ons waardesisteem op koers bly deur ons samewerking in die Here. So 'n tydjie gelede het Dr. Andre Jes genoem ook van Erik hulle met die seiljag wat hulle op die water was, die rigting wat 'n mens het. Vroeger jare die beweging voortrekkers, ek dink hy bestaan nog, het gesê hou koers, as die lese. Nou wat ons koers hou betref, ons samewerking aan die Here, so hou ons koers. Wanneer 'n mens nou 'n vliegtuig het wat op autopilot is, soos hulle sê, outomatiese loods, en daar gaan hy, dan gebeur dinge van self. Nou dit werk ongelukkig nie met die woord van die Here so, dat alles net outomaties reg is nie. Daar's 'n bose wat ons van koers wil kry. Maar as 'n mens met die Here die pad regloop, dan kan dit vir mense lyk asof dit outomaties is. As jy net so 'n bietjie afwyk, dan kom jy haastig weer terug. Daar's iemand wat 'n handratmotor bestuur, dat dit lyk asof dit 'n outomatiese motor is, so egalig wat die oorskakeling is. So moet dit egalig wees met die Here. As ek bietjie afwyk, moet ek terugkom dadelik. Moenie wag en eers gaan toets en speel in die verkeerde dinge nie. Psalm 119 vers 105. U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad, die pad wat ek loop, om op die pad te bly. So ek kan koers hou met my samewerking, terwyl die woord van die Here my beoordeel. Hoe is my standaard met die Here? Nou ja, Psalm 119, soos jy weet, gaan alles oor die woord van die Here. Vers 101 sê, ek het my voet teruggehou van elke verkeerde pad, dat ek u woord kan bewaar. Ek wil die woord bewaar in my hart bære. En as die woord vir my sê, moenie afwyk nie, dan wyk ek nie af nie. Vers 102 sê, ek het van u verordeninge nie afgewyk nie, want u het my geleer. U het my geleer. Deur herhaling leer 'n mens al meer en meer. Die vierde, elkeen se leefwyse is aan God bekend. Want God weet wat ons dink. God weet alles wat ons dink. Hebreërs 4 vers 13. Daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Oop en bloot. As mens wegkruip, God sien. God is gees. God is alomteenwoordig. Elkeen se leefwyse aan God bekend, want God weet alles wat ons dink. Nou as dit so is, hoe kan 'n mens dan maak met jou gedagtes om dit reg te hou, deur dit te hou na die woord van die Here? En terwyl God dan alles weet wat ons dink, is dit belangrik dan ook dat ons moet besef, hier as God dan nou weet, net logies, dat ons onsself en ons waardesisteem aan God, ons Skepper, oorgee. Ons moet ons oorgee, nie net op God vertrou vir dit nie, maar hom vertrou met ons hele lewe. So gaan ons die Christelike waardesisteem akkuraat reg hê. En dit is hoe dit hoort. Want die woord van die Here is reg van Genesis tot Openbaring, en as ek dit nou in my lewe toepaslik wil hê, dan gaan dit nie net oor die woord nie, maar die woord wat vlees geword het, volgens Johannes 1, en onder ons kom woon het. Hy wat die prys betaal het, die woord van God wat Jesus Christus is, wat vir ons betaal het. Nou hier moet 'n mens dalk nou eers bietjie onderbreek en ernstig raak. Elkeen moet self weet of hy of sy waarlik kind van die Here is. Of jy dalk maar net 'n godsdienstige gelowige, het jy regtig 'n lewende verhouding met die Here? Dit is waaroor dit gaan. Dan is ons Christelike waardesisteem op standaard, as jy jou lewe aan die Here oorgegee het. Want mense kan in hierdie lewe leef baie mooi godsdienstig, baie Christelik, 'n voorbeeld selfs vir ware Christene wat 'n pad met die Here loop ook, so mooi godsdienstig kan hulle lewe.
gister weer met iemand gepraat daarso oor werk wat gedoen moet word. Is eintlik nie gister nie, eergister, want hulle wil gou dringend werk doen. Toe vra ek nou so 'n bietjie oor die naweek. Ek sê toe gaan julle kan inpas. Dis dringend. Hy sê ons gaan plan maak Saterdag. Ek sê en Sondag, hy sê vir my nee, dit's 'n beginselsaak. Ek weet nog nie hoe sy saak met die Here staan nie. Ons mekaar bietjie beter leer ken nog. Baie mooi beginsel. Maar so kan 'n mens sekere reëls hê. Maar nou sê 1 Korintiërs 15 vers 19, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Mense vir hierdie lewe, baie mooi, maar dit gaan oor meer as net hierdie lewe. Dit gaan oor die ewige lewe. Maar hierso wat die dinge gereed gemaak word vir die ewige lewe. So die Christelike waardesisteem is iets waaraan ons oorgee. Ja, ons gee ons oor aan Jesus Christus om waarlik kind van God te word en kind van God te wees, om aan hom te behoort. Behoort nie meer aan jouself nie, so ernstig is dit. Christus, Jesus en hom as gekruisigde is waaroor dit gaan in die woord van die Here. En as die woord van die Here van Ou Testament tot Nuwe Testament alles praat met ons, sien ons dinge wat gebeur het daardie tyd met hulle, en al hierdie dinge is opgeteken sodat ons daaruit kan leer. Nou hierdie woordjie van behoort, dat aan hom te behoort. Het jy al opgelet as ons praat, dan praat ons van ons Here Jesus Christus, Here. In die Ou Testament word die woord Heer of Here ook gebruik. Nogal baie interessant, Genesis 18 vers 12. Sara noem haar man Abraham my Heer. Die Hebreëse woord Adon. Mens teenoor mens, my Heer. Nou die woordjie Heer beteken ook meester. Dit beteken eienaar. As dit nou iemand is wat slawedienste gedoen het. Maar dit beteken die een aan wie ek behoort. 'n heilige, wonderlike verklaring. Sara, as sy sê my Heer, dan verwys hy na Abraham, die een aan wie ek behoort. Nou sien we ook 'n bietjie verse 2 terug aan Genesis 18, daar so by vers 3. God verskyn aan Abraham, en die engele kom daar, en vir die engel van die Here, dit is nou die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid, wat as engel van die Here opgetree het in die Ou Testament, Jesus Christus in die Ou Testament, as 'n mens 'n studie daarvan wil maak, dan praat Abraham, en hy noem hom nie Adon nie, maar Adonai. Daar's net een wat Adonai genoem word, en dis die heilige God. Nou in die Afrikaanse taal word dit ook vertaal as Heer. Maar dit beteken ook die een aan wie ek behoort. My meester, my alles, maar net God is Adonai. Dit word baie keer dan ook gebruik in deur die Jode in plek van die woord Yahweh. Was mos 'n heilige saak om God se naam nie uitelik te gebruik of lasterlik te gebruik nie, dan net die afkortings Yahweh gebruik. So het hulle dan gepraat van die een aan wie ek behoort, Adonai. En as hulle sê Adonai in die Hebreëse taal, dan weet hulle nou praat ek van God aan wie ek behoort, my Heer aan wie ek behoort. Wat 'n voorreg. Dat ons lewe kan oorgee aan Jesus Christus om aan God te behoort. En weet jy, dit gaan verder. As ons nou praat van wie se dienskneg is daai? Hy behoort aan hierdie Heer, die een aan wie hy behoort. As hy praat, dan sê hy my Heer so en so, die een aan wie ek behoort. Maar in die Nuwe Testament wat Jesus Christus betref, sê Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Wie se kind loop daar? Aan wie behoort daardie kind? Wie is die pa? Wie is die ma? Kind van die Here. Baie, baie naby. Baie, baie meer as net dienskneg. As diensknegte van die Allerhoogste behoort ons aan Jesus Christus as kinders van God. Wat 'n voorreg om kind van God te wees, om aan hom te behoort. Maar 'n mens moet reageer op hierdie uitnodiging in die woord van die Here, almal wat hom aangeneem het. Ek moet Jesus aanneem as my persoonlike saligmaker, ek my oorgee aan hom om aan hom te behoort. Dan begin my Christelike waardesisteem 'n uitgemaakte saak te wees. Dis nie myne nie. Here, wat wil u moet ek doen? Wie is u? Besef hoe onwaardige mens in jouself is en neem hierdie uitnodiging as
aan as met 'n oorgawe aan die Here, dan kan jy waarlik weet. Weet jy in Johannes 20 vers 28 sê Thomas ook, toe die Here Jesus nou verskyn nadat hy uit die dood uit opgestaan het aan sy disippels. Onthou, hy het verskyn. Thomas was nie daar nie. Die disippels vertel vir hom die Here was hier gewees. Hy sê as ek nie sien nie, as ek nie voel nie, sal ek nie glo nie. En dan kom die Here Jesus en hy verskyn. En toe Thomas die Here Jesus belewe daar, toe sê hy vir hom, my Here en my God. Nou die woord hierso in die Nuwe Testament is in Grieks geskryf, nie in Hebreëus nie, Kyrios. My Here, duidelik die een aan wie ek behoort. So Adon in die Ou Testament, die een aan wie ek behoort, enige mens. Adonai, God aan wie ek behoort, die Here aan wie ek behoort. Kyrios, my Here. En dan Theos, God. Jesus is God. Volkome God. Is 'n groot saak hierdie van die drie enige Godheid, Vader, Seun en Heilige Gees, vir 'n ander geleentheid om oor te praat. Maar met ons middelaar Jesus Christus, Kyrios, dat ons ook soos Thomas kan sê, Kyrios, Theos, my Here, my God. Matteus 7 vers 21 kom die Here Jesus en dan sê hy, nie elkeen wat van my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. So praat van Christelike waardesisteem. As ek sê Here, die een aan wie ek behoort, dan sê die Here Jesus, dan moet jy my wil doen. Is tog lekker om gehoorsame kinders te hê. Ek het 'n eie wil, die Here het 'n wil. Maar God, wanneer ek aan hom behoort, met Jesus wat in beheer van my lewe moet wees, wat kom woning maak deur die Heilige Gees in, moet volle seggenskap in my lewe hê, dat ek aan hom sal behoort. Dan maak ons erns met ons leefwyse. Hoe is ons Christelike waardesisteem? Is dit regtig dat ek lewe soos Jesus dit wil hê? Dan behoort my persoonlike waardesisteem aan die Here. Wat wil U, Here, moet ek doen? Lukas 6 vers 46. Daar sê die Here ernstig met die mense, vir die mense, wat noem julle my Here, Here? Here, Here, die een aan wie ek behoort. En julle doen nie wat ek sê nie. So die woord van die Here is nie iets om sommer net te vat stukkies daaruit soos wat jy dink ek wil dit gebruik nie. Kyk wat sê die woord van die Here wat is toepaslik in die tyd wat ons lewe vir my lewe. En die Heilige Gees wat kom woning maak by mense, as jy kind van die Here is, oortuig van sonde, geregtigheid, oordeel. As jy dan met die Bybel besig is en jy lees en die woord van die Here is besig met jou, dis die Heilige Gees wat besig is met jou en met my. En so ons Christelike waardesisteem. As ons aan Jesus behoort, dan maak ons ernstig daarmee. Dit is so, God seën met die volke en mense wat lees volgens die Bybel se standaard, maar as jy regtig die Here in jou hart het, dan lewe jy soos wat die Here dit wil hê. Die laaste, Jesus Christus het aan ons die voorbeeld gestel van hoe ons moet leef. Johannes 1 vers 18, niemand het ooit God gesien nie, die enige gebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. So Jesus Christus, God word mens. Een van die dae gaan ons nou opgewonde wees oor Kersfees. Jesus wat gebore is as 'n mens, volkome God, word volkome mens. Hy het gekom om die Vader aan ons te verklaar, vir ons te wys hoe moet dit werk en vir ons 'n voorbeeld te wees. Johannes 13 vers 15, want ek het julle 'n voorbeeld gegee, net soos ek aan julle gedoen het, ook so te doen. Nou dit is toe die Here Jesus nou die voete gewas het van die disippels, so julle moet ook nederig wees, ook so lewe. Nou deurdat Jesus dan ons enigste middelaar tot God is, enigste pad om in die hemel te kom, by God self uit te kom, en self ook God is, kan ons Christelike waardesisteem slegs op standaard wees en bly, indien ons hom in al ons weë ken. Spreuke 3 vers 6, die wyse Salomo het dit geskrywe, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Vers 5 net voor, Spreuke 3 vers 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Ons wil op standaard wees, die standaard is hoog, ek kry dit reg, deur die pad met die Here Jesus te loop. Eie pogings gaan nie werk om my waardesisteem Christelik akkuraat te hê, so wat die Here wil nie.
Ek het mis gesê in die begin van Maslow, my waardes, daar's 'n bietjie 'n koers vorentoe ook, daar's verdere vlakke wat Maslow daar uiteengesit het. So as jy wil vorentoe gaan as kind van die Here, dan gaan dit daaroor dat 'n mens die Here in alles moet vertrou en gehoorsaam wees. Ja, ons het die sondige natuur, en jy neig verkeerd, maar jy moet haastig wees om terug te kom. Ons oorgawe aan die Here is om God en sy woord te gehoorsaam. In Efesiërs 5 vers 1, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders. Ek het net gesê, het is mos lekker om kind te hê wat gehoorsaam is, wat luister vir jou ouers. Wees navolgers van God soos geliefde kinders. Efesiërs 5 vers 2 sê, en wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. Jy weet, enige iemand kan anders as die res van die wêreld wees. Baie keer sê mense ook, jong, ek is 'n ander persoon, ek is 'n ander ou. En dalk is dit sommer maar net om 'n moedswillige stelling te maak in hierdie wêreld, dat hulle die wêreld sien, kyk, ek is so 'n bietjie anders. Dalk is dit rebels. En iemand kan dalk besluit, ek wil anders te wees, ek gaan in my lewe inrig volgens die woord van die Here. Wonderlike besluit. Dan gaan hy dalk by die Here Jesus uitkom om gered te word. Kan nogal goed wees as mense onder die geklank van die woord kom, as mense met die woord van die Here besig is. Die Gideon steel Bybels uit, mense raak besig met die woord en die Heilige Gees begin werk en mense gee hulle lewe aan die Here oor. 'n Ware kind van die Here, wat sy Christelike waardes uitleef, word onderskei van die wêreld as jy hierdie pad met die Here loop. Daarso in Matteus 5 vers 13 en 14 gebruik die Here Jesus die woord van sout en lig, sout van die aarde. Sout moenie hulle smaak verloor nie. Sout gee smaak. Wanneer sout kontak maak op 'n mens, dan het dit 'n uitwerking. Lig van die wêreld, nie weggesteek nie, nie onder 'n maatemmer nie, om te sien op 'n afstand het lig 'n uitwerking. So daar word kontak gemaak deur kinders van die Here met ander mense. Kinders van die Here se lewe is so dat soos lig wat skyn oor 'n afstand kan mense sien hierdie persoon loop op pad met die Here. Nou sê Efesiërs 4 vers 22 dat julle wat die vorige lewenswandel betref, die ou mens moet aflê. 'n Keuse wat gemaak word dat hierdie Christelike waardesisteem behoorlik op standaard gaan kom. Die ou mens moet aflê, Efesiërs 4 vers 22, vers 23, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Hierdie Kersfeestyd, soveel te meer, dat 'n mens sal besef waaroor dit regtig gaan. Dat jy in jou eie lewe sal sê, nie net ek hoor dit, maar dit het oorgaan tot die daad, dat 'n mens regtig vir die Here sal sê, Here, ek wil graag vernuwe word in die gees van my gemoed. Want dit is heiligmaking om geestelik te groei ook. Al is jy 'n kind van die Here, het jy mos nie gearriveer nie. Jy moet groei totdat ten minste die Here vir ons kom haal. Dan sê vers 24 van Efesiërs 4, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Ware geregtigheid en heiligheid. Amen. Wonderlike Here, hierdie standaard in u woord is so hoog. Ons kan nie daarby kom nie. Met u kan ons. Ons plaas ons hand in u hand, Here, en waar u vir ons lei, daar wil ons volg. En as iemand hier nou gesit het, Here, en in sy hart die besluit geneem het, en Here, ek gaan die pad met u loop, dan bid ons vir so 'n persoon, dat u waarlik dan ook, soos u dit sal doen, ook sal ondersteun, bemoedig, aanmoedig. Want ons weet, die bose hou nie van sulke besluite nie. Probeer 'n mens aftrek. En die eie natuur is geneig in die verkeerde rigting. As daar iemand is wat hink op twee gedagtes, wat dink, ag, net nou val ek maar weer terug, dalk is dit iemand wat moedeloos geword het al, dan weet u, Here, hoe dit is om die vertroue in u te plaas, voluit aan Jesus oor te gee, onvoorwaardelik, dat u dan woning maak, op die troon sit, en dat u op elkeen van ons harte sal sit en heers as die koning van die koning, maar die Here van ons eie lewe. Ons keuses wat ons maak, volgens ons waardesisteme, klein verskilletjies, maar u, Here Jesus, u is 'n gekruisigde, is waaroor dit gaan. Ons wil u eer, u wat weet wat elkeen nodig het. Amen.